dat julle kan hier by die route. Goeiedag julle, ek is Christopher Rolofse van Ketty Pty Limited, ketty.co.za en ek is natuurlik die president van SASF, die South African Slingshot Federation. En julle gaan nie glo waar kuier ons vandag nie, by Eduplex. En ons gasheer hier is Nico van der Merwe. Nico, dankie. Baie dankie vir die uitnodiging. Dit is regtig lekker om hier te wees. Mense, ons is by 'n kermis. Ons is op hulle sportgronde. Hierdie fasiliteite is fenomenaal. Dis fantasties. En uit die aard van die saak skiet ons Ketty. Nico, Eduplex, mense hoor, mense verstaan nie. Dis 'n 9 jaar suksesstorie. Vertel vir ons bietjie van Eduplex. Waar het jou plan begin en meer, hoekom het hy begin? Kyk, 1992 het ons byeenkoms geborg, ons maatskappy vir skole vir dowes se hoofde. En tydens daai het ek agtergekom maar gebaretaal vir dowes is 'n no-go. Die kinders gaan uit, hulle kan nie praat nie, hulle kan nie lees nie, ons kan hoor nie, kan nie praat nie, ons kan praat nie, kan nie lees nie. En daarna het ek gebid en vir die Here gevra, maar wat van
wat van die toekoms? Wat nou? Ek het nou hierdie ek hoor duidelik, hy sê vir my, I want you to make a difference in deaf education. Hou my stilte tyd Engels. En 10 jaar later kom die idee van 'n educational complex of 'n eduplex tot stand. En in 2002 het meneer Mandela al die voorskool geopen. En min het ek geweet dat net daarna as die laerskool begin en 10 jaar later met die hoërskool. So ons het vandag 810 kinders in die skool, maar wat ons uniek maak, ons het 70 dowes, so ons sluit 2 tot 3 dowe kinders in elke klas in en ons leer normaal praat. Ek is absoluut ten volle ondersteuner van die gedagte en die idee. Jy sê daar is in beginsel is daar 3 elemente in jou skool. Daar's voorskool, laerskool en hoërskool. Plus die Eduplex Training Institute. Okay. Dit gaan eintlik oor 'n opleidingsfasiliteit vir professionele mense en ons het nou al audioloog onderwysers, professionele sprakterapeute opgelei van 48 lande. Dit is nie om met dowes te werk in 'n hoofstroomomgewing. En ek dink grootste suksesstorie is een van ons dode leerlinge wat die eerste persoon was wat toegelaat is om medies te doen. Eerste dowe persoon in die geskiedenis van Suid-Afrika. Dit is wel gedaan, my vriend. Dit is wel Dit gedaan. spreek natuurlik van ons hoë akademiese standaarde wat krities belangrik is. Ek stem saam. So wat ek net graag wil weet. Ja. Kyk, tot vandag toe het ek nog nie gehoor van Ketty nie. En ek het laas, ek wil amper sê 60 jaar gelede 'n Ketty geskiet. Ne? En die bietjie wat jy my gewys het, is amazing. Ek wil graag Dankie weet, Nico. Hoe kan julle betrokke raak by ons skool? Nico, Kitty Pty Limited is 'n maatskappy. Dit is beslis die dui-faktor. Produk brand in Suid-Afrika. Fantastiese produkte, wye reeks produkte, topkwaliteit produkte, baie bekostigbaar. Ek dink op 'n community level. Kyk, ek dink nie as iemand wat al meer ketties weggegee het as ek in Suid-Afrika nie. En net die entoesiasme, net die lekker op jou gesig. Jy verstaan, sê alles. So in terme van SASF, die South African Slingshot Federation, het ons ontwikkelingsprogramme binne in skole. En jy weet ons teiken gemeenskapsgroepe en ons doen opvoeding. So aan die een kant praat ons van die kuns en kultuur van Ketty. Daar's 'n heritage in Ketty. Almal verstaan die woord Ketty. Alhoewel, jy weet die regte woord in Afrikaans vir 'n Ketty is 'n rekker. Dis nie Ketty nie. Maar goed, nietemin ons almal praat van 'n Ketty. Net soos ons almal praat van 'n double cab bakkie. Maar wat so, die kort en lank van die saak is SASF in samewerking met Ketty wil 'n donasie maak in die skool om julle skool skietspan aan die gang te kry. So dit gaan nie net toerusting insluit nie, dit gaan ook ons gaan 1 of 2 onderwysers is reeds geïdentifiseer en die gedagte is om hulle die basiese opleiding te gee om julle skoolspan veilig en prakties en lekker aan die gang te kry. Dit is ongelooflik. Jy's baie welkom. Baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Ek het nou 'n vraag. Ons kinders, moet hulle by 'n klub aansluit of kan ons 'n skoolklub begin? Beslis. Nico, net soos met netbal en tennis, tegnies gesproke is elkeen van daai sporte is eintlik 'n klub by jou skool, maar mense skole verwys daarna as spanne. Ons het 'n rugby span en 'n netbal span. So in beginsel is daar niks wat jou keer om jou Ketty klub of Ketty span te begin nie. Uit die aard van die saak, die SASF nasionale struktuur maak voorsiening vir Gauteng. Daar is die 9 provinsies en dan is daar ook 'n nasionale liga. So al wat jy hoef te doen is om jou span op standaard te kry en hierdie mense kan as individue of as 'n span inskryf in jou provinsie en hulle kan uit die aard van die saak provinsiale klere kry en hulle kan aanbeweeg na nasionale klere toe. Ek kan ons dan nou ons eie baan bou. Verseker. Wat kos so 'n baan? Ketty is loshande die goedkoopste skietsport om in betrokke te raak. Ek wil vir jou sê, wel hier agter ons kan jy sien, installasie,
veiligheidsnette, basiese toerusting, 'n baie bekostigbare plan. Daar is geen skietsport met 'n goedkoper entry-level barrier as kettyskiet nie. Wat my beïndruk, ja, die kwaliteit. Is fantasties. Van my mikketie al wat ek gemaak het uit 'n mik van 'n boom, met haasrek tot hierdie, dis amazing. Ek maak nog steeds houtkietties met haasrek. Ek skiet net niks raak. Net so die gees hier is absoluut fantasties. Volgend met jou opening, dit was regtig roerend geweest. 'n Stukkie oor die geskiedenis en rit. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Wel, toe Rory Dyer die sportgronde geopen het so 9 jaar gelede. Okay. Toe het hy verwys na rit en ek het nog gedink, hier, rit opening van sportgronde. Hy het gesê dat rit het gebikkend geloop in die are opgetel agter die werkers en Boas het daar gesien. Boas het daar opgetel. En die belangrikheid vir ons as 'n skool, leerlinge, die gemeenskap, die onderwysers, ons kry kinders wat geboue jong om hulle op te tel. Nie net doos nie, maar ouers, om hulle op te tel met verskillende lewens te maak. En dis wat vir ons staan. Wel, ek moet vir eerlikwaar sê, as ek kyk na die gees, jy weet die ondertoon van dinge, dan doen jy en jou span baie dinge reg. En ek moet vir julle sê dat ek dink dit is vir my 'n ketty in Suid-Afrika en ek dink dit is vir my SASF regtig kan assosieer. Jy weet ons doen daai gemeenskapsprojekte en dinge jy weet ons mense opvoed. Jy weet en dis fantasties. Ja, verskillende mense se lewens absoluut. En ek wil mense uitnooi om my 16 Oktober donderdagoggend. Dit was die hele oggend 'n oop dag. En ons sê maar ouers, bring julle kinders dat hulle self die Eduplex ervaar. Want ek is as ouers hulle kinders bring die kinders sien die amazing klaskamers en die fun by die ouers het, maar dat hulle ook leer terwyl hulle van dit van die kinders terug. Hulle wil bly. Nou ja, julle luister. Kyk na die entoesiasme op hierdie man se gesig. So lyk dit op elke onderwyser se gesig. Dit is waarna jy wil invest. Dit is waarna toe jy jou kinders wil bring. Dis die toekoms waarmee jy jou kinders wil toerus. My vriend, Nico, baie dankie. Dis regtig 'n eer om in 'n man se teenwoordigheid te wees wat 'n pionier is, wat 'n ligdenker is en wat hierdie fantastiese ding vir ons gemeenskap doen. Dankie, en ek sal graag vir jou een van my boeke wil gee wat ek geskryf het, Vision, Dare to Dream Big. Al die wonderwerke in hierdie skool en dit is fenomenaal. So ek sal graag die krediet wil hê, maar ek kan nie. Die Here was ons baie goed. En daar sê die man dit. Nou ja, julle, ons kuier baie lekker. Dit is 16 Oktober, is daar 'n oop dag. Wees hier. Ek is net vinnig hier op 'n opname, ek bel jou weg. Dit is 'n oop rekening. Ja, dit is 'n dag. Ek nou kyk wanneer is die oop dag. En jy weet, dis vir my nee, wag 'n bietjie. Wat is intuitively of nee, hier. Daar sien. Kijk, dank je, Bob. Ja, kwartier. En was ik ook gemis. En man, dames.